Goeiemôre, baie welkom vanoggend aan elkeen van u. Dit is lekker om saam met u die Here te kan loof vanoggend. Kom ons raak stil. Here, in hierdie oomblik kom ons na u om u te loof en prys, om u te aanbid as ons Here, ons God, ons Verlosser. U is groot in alles wat u doen. U is groot in u plan. Here, ons bely dat ons nie altyd weet hoe om te leef nie, nie altyd weet wat om te doen nie altyd besig is met u nie. Ons vra, Here, dat u ons sal omvou met u liefde, u genade, en dat u deur u Gees vir ons sal openbaar hoe om elke dag te leef. Here, dankie dat ons vir mekaar kan bid. Dankie dat ons mekaar na u toe kan bring, Here. Ons vra dat u ons krag sal gee, dat u ons sal seën en dat u by ons sal wees. Here, dankie vir u liefde vir elke een van ons. Ons bid vir ons stad en ons mense. En ons vra, Here, dat u hier sal wees, dat u self sal openbaar. Dankie, Here, dat ons u kan vertrou. Dankie dat ons by u troon kan stil staan, dat ons u kan loof en prys en aanbid. Amen. Ons teksgedeelte is vanoggend uit Eksodus 2 vers 23 tot met 3 vers 21. Ons het van die begin van die jaar af bietjie begin gesels oor gebed. Ons het gesien met Hanna se gebed hoe sy God loof en prys vir sy grootheid en sy goedheid. Ons het gesien in Salomo se gebed by die opening van die tempel, hoe hy op sy knieë voor God gaan, dat hy nie sy koningskap sien as iets wat hom verhewe bo enige iemand anders nie, maar dat hy besef dat wanneer hy voor God is, hy die knie voor God moet buig. Vanoggend kyk ons na 'n ander gebed en ook die gevolg van hierdie gebed. Gedurende hierdie lang tyd het die koning van Egipte gesterf. Die Israeliete het gesug onder die slawewerk en om hulp geroep. Hulle hulp geroep oor die slawewerk het opgestyg na God. God het hulle gekreun gehoor en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. God het die Israeliete raak gesien. Ja, God het kennis geneem. Moses het sy skoonvader Jethro, die priester van Midian, sy kleinvee opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn ingejaag en uitgekom by die berg van God, by Horeb. Daar het die engel van die Here aan hom verskyn in 'n vuur wat uit 'n doringbos opvlam. Moses het gesien, daar is 'n doringbos aan die brand. Maar die doringbos word so waar nie verteer nie. Toe dink Moses, ek moet afdraai, sodat ek na hierdie buitengewone verskynsel kan kyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy afgedraai het om dit van nader te bekyk, het God na hom geroep uit die doringbos, Moses, Moses. Hy het geantwoord, hier is ek. Toe sê die Here, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Daarop sê hy, ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het sy gesig bedek, want hy was bang om na God te kyk. Die Here sê toe, ek het die ellende van my volk, wat in Egipte is, duidelik gesien. Hulle noodkreet oor hulle slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit daardie land te laat optrek na 'n goeie en uitgestrekte land, na 'n land wat oorloop van melk en honing, die woonplek van die Kanaaniete, die Hittiete,
die Amorite, die Farisiete, die Jewite en die Jebusiete. En nou, kyk, die noodkreet van die Israeliete het my bereik. Ek het ook die verdrukking waarmee Egipte hulle verdruk raak gesien. Gaan dan nou, ek stuur jou na die Farao om my volk, die Israeliete, uit Egipte uit te lei. Moses het egter vir God gesê, wie is ek, dat ek na die Farao kan gaan, en dat ek die Israeliete uit Egipte kan lei? Hy het geantwoord, ek is immers by jou, en dit sal vir jou die teken wees, dat dit ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg dien. Moses het vir God gesê, kyk, as ek by die Israeliete kom en vir hulle sê, die God van julle voorvader het my na julle gestuur, en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek vir hulle sê? God sê toe vir Moses, ek is wie ek is. Hy sê toe ook, so moet jy vir die Israeliete antwoord, ek is, het my na julle gestuur. God het weer vir Moses gesê, so moet jy vir die Israeliete sê, die Here, die God van julle voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Gaan en bring die oudste van Israel byeen en sê vir hulle, die Here, die God van julle voorvader, die God van Abraham, Isak en Jakob, het aan my verskyn en gesê, ek gee noukeurig aandag aan julle en aan wat julle in Egipte aangedoen word. Ek verklaar dan, ek sal julle laat optrek. Weg van die ellende van Egipte, na die land van die Kanaaniete, die Hetiete, die Amorite, die Farisiete, die Jewite, die Jebusiete, na die land wat oorloop van melk en honing. Hulle sal na jou luister, en dan moet jy, die oudste van Israel, na die koning van Egipte gaan. Julle moet vir hom sê, die Here, die God van die Hebreërs, het hom aan ons bekend gemaak. Laat ons asseblief dan nou 3 dagreise ver die woestyn ingaan, sodat ons aan die Here, ons God, kan offer. Ek weet egter dat hy, die koning van Egipte, julle nie sal toelaat om te gaan nie, tensy hy gedwing word deur 'n kragtige hand. Maar ek sal my hand uitsteek en Egipte tref met al my wonders wat ek in julle midde gaan doen. Daarna sal hy julle laat gaan. Ek sal sorg dat die Egiptenare hierdie volk goedgesind is, sodat wanneer julle gaan, julle nie met leë hande sal gaan nie. Kom ons kyk so 'n bietjie na die gedeelte. Hier's 2 kerngoed wat uitstaan. Daar's baie herhaling, en die herhaling is tot ons voordeel. Dis om te wys hoe belangrik iets is. As ons iets in die Bybel kry wat heeltyd herhaal word, dan moet ons besef hoe belangrik dit is dat ons dit raak sien. Daar's eintlik net een kort gebed hier, en die gebed word nie eers genoem nie. En dis die gebed van die Israeliete wat uitroep na God toe. Wat uitroep oor hulle slawewerk, wat uiteindelik, na 'n lang tyd wat hulle woon daar in Egipte, 'n magtige volk geword het, maar toe eers besef wie God is, en na God verlang, en na God moet uitroep. Dit sê hierso, na 'n lang tyd het die koning van Egipte gesterf. Die gedeelte begin hiermee, want in ons agterkoppe onthou ons dat Moses is 'n moordenaar. Hy is 'n voortvlugtende wat weggevlug het oor sy moorddaad. Vir hom om terug te gaan Egipte toe beteken die dood vir homself. Maar ons weet ook uit die argeologie en die navorsing dat die gebruik was dat wanneer 'n farao sterf, dan sterf ook al die sondes wat saam met die farao gekom het. Want
ander woorde, daar's kwytskelding van alle oortredinge wat in sy tyd sou plaasgevind het. En ons vermoed dis hoekom Moses niks oorkom toe hy teruggegaan het nie. Wel, dis dalk 'n bietjie ver gevat, maar dis wat die argeologie vir ons sê, dit is moontlik, die moontlikheid is. So hy begin daardeur dit te sê, maar dit sê ook vir ons iets anders. Dit sê hierdie volk was vir 'n lang tyd onderdruk, 'n baie lang tyd. En uiteindelik roep hulle na God. Die Israeliete het gesug onder die slawewerk en om hulp geroep. Is dit nie dat ons ook so baie keer in 'n noodtoestand is of in 'n gevaarlike plek is of daar gebeur iets en dan roep ons om hulp. Ons roep na God en vra, Here, hier, nou, help. Want daar's niks anders wat ons kan red nie. Dis wat hier met hierdie mense gebeur. Hulle is op hulle laagste. Hulle is daar waar hulle niks meer omtrent die situasie of die omstandighede hulle self kan doen nie. Hulle is raad op, moedeloos, hopeloos. Dit klink bekend, nee, as ek sê raad op, moedeloos, hopeloos. Ons sien so baie goed in ons wêreld wat ons radeloos, moedeloos en hopeloos laat voel. Magteloos laat voel. Maar ons moet onthou dat God hoor. Hy hoor sy mense. Hy hoor die wat na hom roep. Dit sê God het hulle gekreun gehoor en God het gedink aan sy verbond, sy ooreenkoms met Abraham, Isak en Jakob. Hierdie ooreenkoms, verbond word baie keer beskryf as 'n baie hegte verhouding. Dit laat my dink, ons het gister 'n huweliksbevestiging hier gehad, en is soos daardie huweliksbevestiging. Dis daardie ooreenkoms wat ons aangaan met mekaar, om te sê, ons wil hierdie verhouding na 'n volgende vlak neem. Dis nie meer net 'n verhouding waar ons na mekaar kyk en verlief is op mekaar nie. Dis 'n verhouding wat ons aan mekaar wil verbind vir altyd. En die verbond herinner ons ook aan 'n soort gelykheid, waar ons aan mekaar verbind is. Ons sien in die Ou Testament hoe die volk aanhoudend afvallig raak, dat hulle wegdraai van hierdie ooreenkoms met God, maar dat God vashou aan sy deel van die ooreenkoms. En hier is dit nie anders nie. God onthou sy ooreenkoms. En God het hulle raak gesien, en God neem kennis van wat daar gebeur. En dan verander die toneel na Moses toe. Moses is so ongeveer al reeds 40 jaar wat hy daar in die woestyn bly. En hy is besig om sy skoonpa se skape op te pas. Die skoonpa was 'n priester daar in Midian. En terwyl hy hierdie diere daar in die woestyn oppas, gebeur daar iets besonders met hom. Nou ons weet dat, ons sê altyd dat Moses het God op die berg Sinaï ontmoet. Die woord Horeb beteken vlakte of onherbergsame wildernis. So dit kan 'n streek ook wees, maar hier word dit pertinent gesê dat hy by die berg was, by hierdie spesifieke berg was. Nou, as jy skape oppas in 'n woestyn, dan leer jy die woestyn op 'n besonderse manier ken. Want jy moet hierdie skape kos gee, jy moet hulle water gee, hulle moet leef. So wie beter om die Israeliete deur die woestyn te laat trek, as iemand wat die woestyn ken, en wat die uitdagings van die woestyn ken. As ons verder teruggaan in Moses se geskiedenis, dan onthou ons, hy het groot geword in die huis van die farao. So wie beter om met die farao te gaan praat as iemand wat die binnewerkinge, die politiek en die paleise manier, die administrasie verstaan. Hy's iemand wat weet hoe werk die binnewerkinge van die farao se paleis. Is die regte persoon om dit te gaan doen. Dis interessant vir my, dat die Israeliete bid, hierdie volk bid tot God, God hoor hulle, maar God praat nie met hulle nie. Hy praat met Moses.
Want wanneer Moses dan daar in die woestyn hierdie bos sien wat brand, wanneer Moses in 'n skierigheid hom oorval, en hy nader staan om te gaan kyk wat by hierdie doringbos aangaan, waarom hierdie bos nie uitbrand nie, praat God direk met hom. Toe God sien dat Moses na hierdie bos toe aangestap kom, roep hy na hom uit, Moses, Moses. Roep sy naam. Moses steek vas en sê, hier is ek. Die vraag is, wat maak ek en jy wanneer God roep? Wanneer hy jou naam uitroep, sê ons, hier is ons, reageer ons daarop, sal ons enigstens God se stem herken, sal ons weet dat dit hy is wat na ons roep, of sal ons net bloot geskok wees? Wel, ek dink as ek 'n brandende bos sien wat nie uitbrand nie, en iemand roep nog na my, dan gaan ek dit gaan vir my 'n redelike ontstellende situasie wees. Maar dan sê die Here ook vir hom, moenie nader kom nie, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. En hier is een van die beginsels wat ons by moet stilstaan wanneer ons oor gebed praat. Is wanneer ons in die teenwoordigheid van God is, moet ons besef dat God is heilig. En dat ons is nie heilig nie. En dat ons baie versigtig in die teenwoordigheid van God ingaan. Met groot versigtigheid. Nie sommer net instap en inbars by die deur en kom doen nie, maar seker wees dat ek weet met wie ek te doen het. En ek dink dit is een van die krisisse onder ons. Ons raak so familier of so gemaklik met God, dat ons vergeet met wie ons te doen het. Ons raak so gemaklik in dit wat ons doen, dat ons nie meer dink aan wat ons doen wanneer ons in gebed in die teenwoordigheid van God stap nie. In Openbaring sê Johannes, wanneer jy bid, stap ons letterlik in die troonkamer van God in, en jy gaan staan daar voor die troon. Ons moet besef dat dit is heilige grond. En ons moet dit baie versigtig betree. So gebed is besonders. Gebed is 'n gesprek met God. 'n persoonlike gesprek met God. 'n een-tot-een gesprek met God. Daarom sê die Here vir hom, God maak homself bekend hier. Ek is die God van jou voorvader, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob. Moses het besef dat hy is in die teenwoordigheid van die skepper God. En onmiddellik het hy sy gesig bedek, want hy was bang om te sterf. Sien jy die heilige ontzag wat hy vir God het, vir die teenwoordigheid van God het, dat dit vir hom belangrik is, dat hy bly leef in die teenwoordigheid van God. En dan sê God verder vir hom, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien. Ek het hulle noodkreet gehoor, wat hulle het oor die slawerny wat oor hulle is. Ja, ek ken hulle lyding. Ek het afgekom om hulle uit die hand van Egipte te red en hulle uit hierdie land te laat optrek. So wat sê God? Hier word God so 'n bietjie uitgebeeld in 'n menslike konteks. In Johannes sê Jesus self daar in Johannes 4 dat God is gees. Hy het nie 'n fisiese liggaam soos ek en jy nie, maar tog sê dit hy hoor, hy het 'n oor wat oop is, wat hoor as mense roep, en hy het 'n oog wat kyk na mense wat verdruk word. Hier sê dit dat God hoor en sien. En hy besluit om iets daaromtrent te doen. Maar hy praat nie met die wat roep nie. Die wat in die verknorsing is, hoor nie hierdie woorde nie, maar Moses hoor dit. Moses is die een wat dit hoor. Baie keer
is ons in nood, was ek al in nood, en dan roep ek tot God, en dan verstaan ek nie, hoekom God dit nie doen soos ek dink dit moet gedoen word, hoekom God nie die probleem oplos, soos ek dink dit moet opgelos word. Wel, in hierdie verhaal sien ons, hoe God agter die skerms werk, hoe God planne in plek sit, wat uiteindelik die oplossing vir die volk se probleem is, vir die volk se geroep is na God. Hy sê hy gaan hulle neem na 'n nuwe woonplek, en dan noem hy al die siete wat daar bly. Al die verskillende groepe wat daar bly. Dit laat my dink as ek hierdie Hittite en Amorite en Farisiete, almal se name so hoor. Ons het 'n vriend wat sy kinders genoem het Rian, Tian en Dian, en as hy hulle moet roep, dan skree hy net Tian. Dan kom al 3 van hulle. En dis soos wat ons dit hier ook sien. Dis al hierdie vreemde volke wat daar woon. Maar waaroor gaan dit? Dis die volke wat woon in die plekke wat God aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. En daarom noem hy hier die name. Hy gaan hulle terugneem na waar die oorspronklike belofte begin het. Hy gaan hulle terugneem na die begin toe. En ek dink dit sê vir ons ook iets. Die noodkreet, wanneer ons uitroep na God, moet ons besef dat God ons gaan eers terugbring na die begin. Waar begin dit vir my en jou? Die dag wanneer ons Jesus Christus bely as ons Here Jesus Christus. Dis die basis, die fondasie van ons verhouding met God. Wanneer ons uitroep in nood, moet ons terugkeer na die fondasie toe, na die begin. Ons moet terugkeer na die kruisoomblik, na ons oomblik toe God vir ons 'n werklikheid geword het. Dis die eerste stap wat moet gebeur. Ek stuur jou na die Farao toe, agter die skerms. Ek gaan jou stuur om hierdie gebed te beantwoord. Ek gaan jou stuur om hierdie mense te kom red. En dan natuurlik, Moses is 'n mens, net soos 'n mens is. En jy weet, die mens is maar op sy beste net 'n mens. En 'n mens kan net 'n mens wees tussen ander mense, net. Moses is alleen daar in die woestyn voor God. En onmiddellik besef hy wat God van hom vra. Hy moet teruggaan Egipte toe. Daar waar hy bekend staan as 'n voortvlugtende moordenaar. Hy moet soontoe teruggaan. Hy het heel moontlik nie eers geweet die Farao is al dood nie. Maar hy moet daarheen teruggaan. Hy moet teruggaan om daar voor sy volk iets te gaan doen waarvoor hy eintlik nie kan sien. En dis so tipies mens. Wie is ek dan nou? Dat ek nou na die Farao moes gestuur word. Wie is ek om dit te doen? Maar God sê vir hom wie jy is. Jy is die een wat ek gekies het. Dis die antwoord. Hoekom stry jy? Ek is immers by jou. Ek is by jou. So roep God elke een van ons vandag nog. Vandag nog, en dan het ons altyd verskonings. Almal van ons. Want ons het hierdie vrees vir verwerping, vrees vir die onbekende. En dan hierdie vrees maak altyd dat ons vra, maar wie is ek nou om so iets te kan doen? Die antwoord is, dis nie wie jy is nie, maar wie God is. Ek is immers by jou. Want dis God wat die verandering bring. Hy sê dan, en dit sal vir jou die teken wees, dat ek is wat jou gestuur het. Wanneer jy die volk uit Egipte gelei het, sal julle God op hierdie berg kom aanbid. God sê reeds wat ons weet het gebeur. Uiteindelik trek hulle uit die land uit. Hulle trek deur die Rooi See. Die Egiptiese weermag word verslaan. Hulle trek tot by die berg. Ja, hulle aanbid God vir 'n kort tydjie daar en dan val hulle terug in hulle ou groewe en hulle ou maniere. Maar dit wat God hier sê word waar.
Moses het vir God gevra, maar wie sal ek vir hulle sê? As ek by hulle is, wie is U? Die God van julle voorvader het my na julle gestuur. En hulle sal vir my vra, wie is U? En dan is dit hierdie bekende woorde wat Jesus ook herhaal. Ek is. Ek is. En dis waar die naam van God vandaan kom, wat ons vandag ook gebruik. Die naam Yahweh, wat ons gebruik vir God. Die Engelse uitspraak daarvan maak ons baie verwar ons bietjie keer wanneer hulle sê Jehovah, maar dit is Yahweh. Dis hoe dit uitgespreek behoort te wees, of ek dink so. Hy sê, gaan sê vir hulle, dis Yahweh wat julle stuur. Ek is wat julle stuur. Nou wonder ek by myself, as jy nou by my kom en sê, God het my gestuur na jou toe, dan is dit dadelik 'n stukkie skepties by my. Ek is dadelik skepties. Veral in ons wêreld deesdae is daar baie mense wat sê, maar God het gesê ek moet vir jou kom sê. En dan wonder ek daaroor. Sien, onthou net, ons bly in 'n nuwe wêreld. Ons bly in 'n nuwe verbond met God. Ons bly in 'n tyd waar Christus gekom het, waar Christus gesterf het, waar Christus opgestaan het, waar die Heilige Gees uitgestort is. En God kan met elke een van ons direk praat. Soms praat God deur sy woord tot elkeen van ons se hart. God praat baie keer deur mense met ons, maar God praat ook direk met ons. So wanneer iemand na jou toe kom en sê, God het gesê ek moet vir jou sê om dit en dit te doen, dan moet jy gaan seker maak by God, of God self so sê, dat God dit met jou moet uitklaar. Soos wat hy hier met Moses dit 1 tot 1 uitklaar. Dan stuur hy vir Moses met dieselfde woorde oor en oor en oor. Hy sê dieselfde ding vir hom aanhoudend, dat hy moet gaan en vir hulle gaan sê, dat God gaan hulle uiteindelik weer terugvat na Kanaan, hierdie land wat hy aan hulle voorvader beloof het, die land wat oorloop met melk en honing. Hulle sal na jou luister. Dis interessant, nee. Hoekom sal hulle na jou luister? Want ek is God. Dis hoekom hulle na jou sal luister. Ek het so 'n belewenis gehad, waar ek die voorreg gehad het om in 'n land te kon gaan werk, waar Christus nie verkondig word, waar die Bybel onwettig is en nie gelees word nie, waar mense nog nooit gehoor het van Jesus Christus nie. En dan wanneer ons vir daardie persoon, daardie mens, op 'n 1-tot-1 basis van Jesus vertel, dan val hulle op die grond neer en aanbid God. Hoe is dit moontlik, dat bloot om te hoor van Jesus wat aan die kruis sterf en die straf vir jou sonde op hom neem, dwing jou tot 'n verhouding met hom? Hoe is dit moontlik? Want die Gees van God het nog altyd gewerk. God gaan altyd vooruit. God is reeds daar. God is reeds daar waarheen hy ons stuur, want God is alomteenwoordig. En dit mis ons baie keer. Ons dink baie keer, ons het hierdie in ons taal hierdie uitspraak wat ons sal sê, ek wil na my buurstad toe gaan, want ek wil graag vir die mense daar God vat. Jy moet 'n baie groot ventertrailer hê, as jy God wil saamvat. En dan is die vraag, as jy nou God tot daai kant toe gevat het, gaan jy hom daar los of gaan jy hom terugbring? En as jy God soontoe gevat het, wat bly hier agter? En as jy hom terugbring, wat bly daar agter? Ons taal pootjie ons baie keer. Ons moet sê, ek gaan soontoe om met daardie mense te praat oor God wat reeds by hulle is. God het nooit die Israeliete verlaat nie. Hulle het staande gebly vir bykans 400 jaar as 'n volk en sterker geword ten spyte van slawerny. Het hulle nie tot niet gegaan nie. Hulle het so sterk geword dat as ons verder die verhaal lees, dan sê die Farao, hy's bang vir hulle want hulle is groter as sy eie volk. En daarom onderdruk hy hulle. God was by hulle. Wie is God?
Die Here, die God van die Hebreërs, stel hy homself bekend as. Ek is hulle God. Here, God van Christene, mense wat Christus aanbid. Dis wie hy is. Hy het homself bekend gemaak aan hierdie mense. Laat ons asseblief dan nou 3 dagreise in die woestyn ingaan om te gaan offer. Dis wat hy vra van die farao. Hoekom vra hy dit van die farao? Want God weet, die farao gaan dit nie toelaat nie. Hy gaan dit nie laat gebeur nie. Totdat hy nie gedwing word deur die kragtige hand van God nie. Vandag nog is God se krag dieselfde. God se krag en mag het nie verander nie. Wanneer ons uitroep na God, moet ons verwag dat sy kragtige hand gaan verskil maak. Dat God gaan kom om die verskil te maak. Hy sê verder dat hy gaan hom dwing met wonders, deur homself te openbaar. Daar's nie baie wonders waarvan ons lees in die Bybel nie. Maar elke keer as daar 'n wonder gebeur, en wat Christus ook doen, wanneer hy wonders doen, is dit om die mag van God te openbaar, die krag van God te openbaar. En dit sal uiteindelik nie net hierdie farao oortuig nie, maar dit sal ook verseker dat die volk nie met leë hande wegstap. Hulle gaan betaling ontvang vir hulle handewerk wat hulle daar gelewer het. Ek som op deur vir te wys op die 2 groot goed wat ons sien in hierdie gedeelte. Hierdie onbeantwoorde gebed, hulproep wat uitgaan na God. Maar dit lyk asof God hulle nie antwoord nie. Maar tog is God agter die skerms besig om goed in plek te sit. Hierdie mense wat roep na God, het nie die oplossing verwag wat God bring. Ek is seker daarvan. Hulle het nie gedink dat hulle gaan vir 40 jaar lank in die woestyn moet rondswerf en leef. Dit was nie hulle idee van die oplossing wat God vir hulle moes bring nie. Ek seker hulle het dit nie besef nie. Verder, hierdie mense wat uitroep, betree nooit die beloofde land nie. Hulle sien nooit, hulle beleef nooit in hulle lewe die oplossing wat God bring vir sy slawe volk wat uitroep na hom nie. Nie eers Moses betree die beloofde land nie. Uiteindelik is God se antwoord op 'n noodkreet nie altyd wat ons dink dit is nie. Ons roep ook vandag uit, want ons sien die wêreld om ons. Ons roep uit na God vir ons eie mense, vir ons geliefdes wat naby ons is. Maar ons weet dat God op sy eie manier werk en dat God uiteindelik die oplossing op sy manier gaan doen. En daaraan moet ons vashou. Dit moet ons vertrou. Dat ons uitroep, ons noodkreet na God, val nie op dowe ore nie. God hoor en God sien. En God is besig met 'n plan. Dalk is een van ons deel van daardie plan, maar uiteindelik is dit God wat die oplossing gaan bring. Amen. Kom ons bid saam. Here, hier staan ons voor U, soos Moses. Ek voel ek wil my skoene uittrek, voor ek in die teenwoordigheid kan ingaan, Here. Ek beleef U heiligheid by ons. U teenwoordigheid met ons, Here. Ons dank U, Here, vir U grootheid en U goedheid. Here, mag U naam in hierdie dag verheerlik word, hier by ons. Mag U bekend word, daardie naam, die naam bo alle name, Jahwe. Ek is wie ek is. Mag dit ons hart oorweldig, Here. Here, ons roep uit na U. Ons vra dat U sal hoor ons uitroep na U oor die
verval rondom ons, Here. Here, ons roep na U vir ons mense, vir ons geliefdes, Here. Ons roep, Here, ons pleit vir hulle. Ons vra dat U iemand sal stuur om te kom red, Here. Dat U self aan hulle sal bekend maak. Dat U self sal openbaar aan hulle, sodat hulle U kan ontdek. Ons pleit vir herstel en opbou en 'n nuwe wêreld, wat U beloof. U beloof dat die nuwe Jerusalem sal kom. Ons sien uit daarna, Here. Ons sien uit na U beloftes vir ons ook. U het beloof, U Seun het gesê, Christus, U het gesê, vra in my naam en julle sal ontvang. Here, ons vra in die naam van Jesus Christus, ons Here, dat U sal red en dat U by ons sal wees. Dat U ons die krag sal gee om hierdie pad saam met U te stap. Al is dit deur 'n woestyn en 'n wildernis, sal ons U aanbid in alles wat ons doen. Kom, Here, kom tog gou, in Jesus Christus naam. Amen. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.